9 Maart, aan die voete van die meester. Ons moet let op die lesse van die natuur. En wat kwel julle heel oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. Matteus 6 vers 28. Die natuurwetenskap is Gods voorraadskuur waaruit elke student in die skool van Christus lesse kan trek. Die weë van God in die natuurfilosofie en die verborgenhede van sy behandeling van mense is 'n skatkis waaruit almal lesse kan neem. Die eindelose verskeidenheid van veldblomme dien altyd om die mensekinders te verbly. God self voed elke wortel, sodat hy sy liefde aan almal kan bewys wat hulle deur die werke van sy hande sal laat week en temper. Ons het geen kunsmatige vertoning nodig nie. Gods liefde word deur die skoonheid van sy skepping verteenwoordig. Christus het getraag om die aandag van sy disippels van die kunsmatige weg te trek na die natuurlike toe. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle kleingelowiges? Waarom het ons hemelse Vader die aarde dan nie met 'n bruin of 'n grys tapuit bedek nie? Hy het die kleur gekies wat vir die sintuie die rustigste, die aanneemlikste is. Dit verheug die hart en verkoop die vermoeide gees om die aarde met sy kleed van lewende groen te aanskou. Elke grashalm, elke ontluikende bloeisel en elke blom is 'n teken van Gods liefde, en dit behoort ons geloof en vertroue in Hom te leer. Christus verstig ons aandag op hulle natuurlike skoonheid en hy verseker ons dat die lieflikste toisel van die roemrykste koning wat ooit 'n aardse scepter geswaai het, nie met die kleed van die eenvoudigste blom te vergelyk is nie. U wat na die kunsmatige pragt en praal verlang wat net rykdom kan koop, duur skilderye, meubels en klere. Luister na die stem van die goddelike leermeester. Hy wys u die eenvoudigste ontwerp van die veldblom wat nie deur menslike vernuf nagemaak kan word nie.